soos Jesaja dikwels noem en die ander profete, Heer, die Here, die almagtige heerser oor leerskares. Baie van daai is vir ons onverstaanbare titels. Ons ken nie leerskares nie. Maar U is die heerser oor magtige engele. U is die heerser oor mense. U is die heerser oor die natuur. Here, en ons kom na U toe as U skepsels, en ons is dikwels verwaand, en ons waai ons vuisies in die gesig, want ons wil oor onsself heers. Vergewe ons dit. Here, ons kom ook na U toe as gebroke mense, wat nie altyd sien en nie altyd glo dat U heers nie. Ons wat hier is, noem onsself, ten minste die meeste van ons, U kinders, en ons wil glo dat U heers. Ons wil glo dat U nie net in die makro-waarheid heers nie. Soms is dit vir my makliker om te glo, dat U die sterre op hulle plekke hou, dat U die wentelbaan van die aarde en die planete en die maane en alles wat ons nog nie eens ontdek het nie in die ruimte bepaal en oorheers. Maar ek sukkel, en ek dink baie van ons sukkel om die mikro te sien, dat U ook elke dag in ons lewens heers, op 'n goeie manier, nie op 'n boelie manier nie. U heers oor ons finansies. U heers oor die paaie waar ons ry en gehijack word, en ons karre gesteel word, en ons deur paaie en gate ry. U heers daar. Help ons om dit te glo. Here, U heers wanneer ons kinders moet loslaat, skool toe te gaan, of universiteit toe te gaan, of uit die huis uit te gaan. U heers waar hulle is. Help ons om dit te glo. Here, gee vir ons ore wat wakker is vir U woord, om te luister, te verstaan, te glo en te doen. Here, ons sit dikwels in die donker van ons eie benoudheid, die donker van ons eie gebrokenheid, die donker van dinge wat mense aan ons doen, die donker van dit wat ons aan ander doen. Wanneer ons in daardie donker sit, Here, help ons om na U toe te roep. U is die een wat heers, en sal U lig in ons lewens inbreek, asseblief, Here Jesus. Ons het lig nodig. Ons het lig so nodig. Ons kan nie lig wees as ons nie lig het nie. Skyn U lig op ons, in ons donkerte. Help ons ongeloof, om te glo dat U die makro en die mikro dinge beheers. Dat U omgee, dat U hier is, dat U eg is. Help ons vandag, Here. Amen. Goeiemôre almal, ek lees vanoggend vir ons uit God se woord, Jesaja 50, Afrikaans 2020 vertaling. So sê die Here, waar is julle moeder se skeybrief dan, nou waarmee ek haar weggestuur het? Op wie van my skuldeisers is daar aan wie ek julle verkoop het? Kyk oor julle sondeskuld is julle verkoop, en oor julle oortredings is julle moeder weggestuur. Waarom het ek gekom? En daar was niemand nie. Het ek geroep en niemand het geantwoord nie? Was my hand werklik te kort om te red? Of was daar geen krag in my om uit te red nie? Kyk, deur my dreigende woord laat ek die see opdroog. Ek maak van riviere 'n woestyn. Die visse daarvan stink weens 'n gebrek aan water. Hulle sterf van dors. Ek bekleed die hemelruim
met donkerte. Ek bedek dit met 'n rou kleed. Dit is my Heer, die Here, wat aan my 'n vaardige tong gegee het, sodat ek kan weet hoe om vermoeides met 'n boodskap op te beur. Elke oggend maak hy my wakker. Hy wek my oor om soos 'n leerling te luister. My Heer, die Here, het my ore oopgemaak en ek was nie opstandig nie. Teruggedeins het ek nie. My rug het ek gehou vir hulle wat slaan, en my wange vir hulle wat baard uitblik. My gesig het ek nie verberg vir beledigings en spieg nie. Dit is my Heer, die Here, wat my te hulp kom. Daarom voel ek nie verneder nie. Daarom het ek my gesig soos 'n vuurklip gemaak. Ek het geweet dat ek nie beskaamd sou staan nie. Hy wat my reg handhaaf, is naby. Wie sal teen my 'n regstryd voer? Laat ons saam plek inneem. Wie is die teenstander in my saak? Laat hy nader kom. Kyk, my Heer, die Here, kom my tot hulp. Wie is dit wat my skuldig sal verklaar? Kyk, hulle sal almal soos 'n kleed versluit, motte sal hulle wegvreet. Wie is daar onder julle wat ontzag het vir die Here, wat luister na die stem van sy dienskneg? Hy wat in duisternis verkeer, wat geen lig het nie, moet op die naam van die Here vertrou, moet op sy God steun. Kyk julle almal, wat vure aansteek, wat julle met brandpyle bewapen. Loop dan in die gloed van julle vuur, ja, tussen die brandpyle wat julle aangesteek het. Deur my hand het dit met julle gebeur, in 'n plek van pyniging sal julle lê. Goeiemôre Ligpunt. Dit is altyd goed om saam te kan wees en baie welkom aan jou. My saam met Dewald vir jou welkom sê as jy vandag die eerste keer hier by ons is. Hier nog, so sê my in die begin van die jaar, alhoewel die 12de van die jaar verby is. Depressing. Maar dit is goed om julle hier by ons te hê, vriende, soos wat ons ook met hierdie reeks tans besig is en vandag na hierdie besonderse belangrike en pragtige gedeelte gaan kyk in Jesaja 50. Net voor ons inspring in dit, kan ek net gou vinnig ons herinner aan hierdie reeks, soos wat Dewald ook reeds gedoen het. Vir hierdie 6 weke in die begin van die jaar, wat ons doen, soos baie ander jare, is ons wil in die begin van die jaar onsself herinner aan ons roeping as gemeente, wat strook met ons naam Ligpunt, en die reeks wat ons na kyk is, laat daar lig wees. As jy laasweek hier was, as jy nie was nie, wil ek jou aanspoor asseblief om of op YouTube of op ons podcast te gaan luister na laasweek se preek. Maar wat ons laasweek na gekyk het, is die idee dat hierdie is wat eintlik wêreldgeskiedenis is. Hierdie is eintlik wat aan die gebeur is in die wêreld, en dit is dat daar is 'n lewende God, wat in 'n donker en 'n duister wêreld is hy besig om sy lig te laat skyn. En soos wat hy sy lig skyn, doen hy dit spesifiek, soos wat hy homself openbaar en soos wat hy werk in hierdie wêreld in die persoon van Jesus. Dit is, of ons dit erken of nie, dit is wat eintlik aan die aanspeel is in die wêreld om ons. En ons het in 'n mate laasweek daarna gekyk, wat ons nou vir die volgende 3 weke gaan doen, en so net as jy so 'n bietjie, as jy iemand is wat hou van 'n bietjie van 'n roadmap, vir die volgende 3 weke, gaan ons nadink oor, wat sê die Bybel is die gepaste manier vir ons om te reageer op die God wat sy lig in Jesus geskyn het. En wat ons gaan sien in die volgende 3 weke is dat God roep ons reg deur die Ou en die Nuwe Testament om te reageer op sy lig wat hy skyn aan die hand van geloof, liefde en hoop. Daai 3 bekende kenmerke van die lewe van God se kinders, geloof, hoop en liefde. Vandag gaan ons saam dink oor geloof en hoe ons in die lig van God se lig reageer in geloof. So kom ek bid vir ons en vra dat die Here in ons sal werk. Kom ons sluit die oë. Vader, dit is ons begeerte. Ons begeerte is dat U met ons sal praat. Ons begeerte is dat deur die Heilige Gees U ons sal help om Jesus in al sy heerlikheid te sien.
Ons bid en vra, o Heer, dat U U lig sal laat skyn, ja in hierdie wêreld, maar in die eerste plek in ons eie harte. En Vader, my gebed vir almal van ons is dat soos wat U lig skyn, dat ons sal reageer in geloof. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ek gaan so 'n bietjie begin deur my ouderdom te verklap. Ek het groot geword in die dekade wat vir ons beide die beste, dink ek, popmusiek gegee het en ook die slegste popmusiek gegee het, en dis natuurlik die 80s, as enigiemand gewonder het. En een van die liedjies wat ek mee groot geword het, was George Michael se You Gotta Have Faith. Ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie. Ek het 'n manier om alles wat nie belangrik is nie, onthou my brein. So ek onthou die musiekvideo. En in die musiekvideo van George Michael se lied You Gotta Have Faith is basies so 'n wit kamer en hy staan met 'n gitaar en hy maak asof hy speel. Dis baie duidelik hy speel nie. Hy het geen drukke wat reg is nie. En hy wikkel sy boude so 'n bietjie soos Elvis, en dan basies die hele liedjie is redelik eenvoudig. Hy herhaal die woord baby heeltemal te veel kere in die lied, en dan die frase You Gotta Have Faith. You Gotta Have Faith. Amper sing ek dit vir ons en wikkel my boude wat nie hier gaan gebeur nie. En nou dis baie duidelik nee dat George Michael is nie 'n Christen nie. Wanneer hy sê You Gotta Have Faith, dan bedoel hy nie geloof of faith in die Bybelse sin van die woord nie. Wat hy eintlik bedoel, as ek so klein bietjie kan paraphrase wat hy bedoel daarmee, is hy sê eintlik in die lied, hoor jy moet vasbyt. Jy moet sterk staan. Jy moet deurdruk. Alles gaan oukei wees. Daar's nog 'n lied wat my kop ook ongelukkig onthou het, 'n dekade later, wat party van julle ook sal onthou, John Bon Jovi se lied Keep the Faith. Weereens soortgelyke idee, nee, wat hy bedoel daar met Keep the Faith is, hoorie, moenie moed opgee nie, bly positief. En vriende, ek begin hiermee want die realiteit is dat ek dink dat baie hedendaagse westerse Christene het eintlik 'n soortgelyke verstaan van wat hulle dink geloof is. Die manier baie kere wat ek dink as ek mense hoor praat oor geloof, eintlik wat ons bedoel met geloof, baie kere selfs in Christen kontekste, is eintlik baie soos, onthou julle daai bekende boek wat klomp jare gelede uitgekom het, daai self-help boek, The Power of Positive Thinking. Ek dink dit is min of meer wat ouens baie kere dink geloof is. Geloof baie kere vir ons in die populêre sin van Christendom baie kere raak hierdie name it en claim it oefening. Geloof raak die Christen weergawe van abracadabra, waar jy hierdie positiewe uitkoms visualiseer en nou gaan ek lewe spreek ten einde dit te aktualiseer. En dis baie keer dink ek wat ons bedoel wanneer ons praat van geloof. Maar vriende, wat is Bybelse geloof? Hoe lyk geloof? Hoe werk geloof? Wat doen geloof? Jesaja 50 wil ons help om, ek dink spesifiek daardie vraag vanoggend te beantwoord. En soos ek nou net genoem het, ons is besig met ons reeks wat ons getitel het Laat daar lig wees. As jy laasweekie was, sal jy onthou het ons nogals baie tyd spandeer in die boek Jesaja. Want die hele boek van Jesaja, die hele tema van en die hele beeld van God wat sy lig skyn is baie prominent in die boek van Jesaja. En so ons gaan nou kom by Jesaja 50, maar net so 'n bietjie van die paadjie tot en met ons gedeelte. Onthou wat ons laasweek gesê het, die profeet Jesaja skryf hierdie boek of hy praat hierdie woorde aan God se mense Israel. God se mense Israel op hierdie stadium is goddeloos. Hulle het afvallig geword van die Here. Jesaja hoofstuk 2 kom die profeet en hy roep die volk. Hy sê kom God se mense, kom ons wandel in die lig van die Here. Maar wat ons gesien het hartseer is dat teen Jesaja 5 vers 20 sê die volk eintlik vir Jesaja en vir God dankie man, nee dankie. Here, ons soek nie die lig nie, ons verkies die duisternis. Hulle verruil God se lig vir die duisternis en die uiteinde daarvan, die gevolg is lewens en 'n samelewing wat totaal in chaos is.
'n wêreld wat nie in God se lig wandel nie, maar die duisternis verkies, is 'n wêreld wat gebreek is. Dis 'n mense en sisteme wat gebreek is. Dis 'n lewe, sê Jesaja, vol van pyn en lyding en seer en hartseer, wanhoop. Maar kan jy onthou laasweek, Jesaja 9 vers 1, die groot uitnodiging, die belofte, die Here sê via Jesaja, hoorie, ek gaan my lig in hierdie wêreld inskyn. In die duisternis in gaan ek my lig skyn. En my lig gaan kom in 'n persoon. Jesaja 9 vers 5, want vir ons is 'n kind gebore, vir ons is 'n seun gegee. Hy sal op Dawid se troon as koning vir ewig regeer. Nou vriende, die ongelooflike ding in die boek van Jesaja is daai persoon raak dan die klem en die fokuspunt van die hele boek Jesaja. Dis asof Jesaja gaan in die lens wat nog so klein bietjie dof vir ons is. Hier teen Jesaja hoofstuk 9 wil hy nou inzoom in hierdie persoon, laat ons duideliker kan weet wie is hierdie persoon wat die lig in die wêreld gaan inbring, en ons ontmoet hom in die res van die boek van Jesaja as die dienskneg van die Here. En die treffende ding, ons het nie nou tyd om soontoe te gaan nie. Maar in die eerste lied oor die dienskneg, Jesaja 42, en dan weer in die tweede lied oor die dienskneg, Jesaja 49, word dieselfde woorde herhaal, en dit sê dat hy, die Here se dienskneg, gaan die lig vir die nasies wees. Dis hy wat die wat in duisternis sit, gaan uithaal, hy gaan hulle verlos. Dit gaan hierdie dienskneg van die Here wees. En vriende, ons kom vandag in Jesaja 50 by die derde lied van die dienskneg. En wat ons in vandag se gedeelte gaan sien, weer eens dit gaan oor die dienskneg, dit gaan weer eens oor sy bediening om God se lig in die duisternis te skyn. Wat ons gaan sien vandag, is wat hy besig is om te doen, is hy gaan hierdie lig skyn, en die gedeelte sê vir ons, wat is die gepaste manier om te reageer op die ligbringende bediening van die Here se dienskneg. En dit is wat ek wil hê ons moet sien. Vriende, tel jou Bybel byderhand, tel jou Bybel op, hou dit byderhand. Dalk is dit op jou blaadjie daar, of dalk het jy jou Bybel hier by jou. Jesaja 50 wat vir ons gelees was, ek weet nie of jy dit kon optel nie, maar dit is geskets in die beeld van 'n regsgeding. Dink aan 'n hofkamer waar daar 'n regsaak besig is om af te speel. Dit is wat Jesaja 50 is. En in Jesaja 50 gaan ons sien is daar 3 partye wat in hierdie regsgeding 'n kans gaan kry om te praat. En al wat ek wil hê ons moet sien is hierdie 3 partye wat elkeen van hulle sê en wat dit vir jou en vir my beteken. So, eerstens kyk saam met my. Ons gaan nou kyk na vers 1 tot 3. Sien raak saam met my die Here God praat. Jesaja 50 vers 1 tot 3, die Here God praat. Onthou nou, regsgeding, hofkamer, maar hier is die verrassende ding dalk vir jou en vir my. Wie is in die beskuldigingsbank? Hier in die begin van Jesaja 50, dit is die Here God self. It is God who is in the dock. In Jesaja 49 vers 14 het ons die aanklag van die volk gesien. Die volk op hierdie stadium is in ballingskap. Hulle is nie in die beloofde land nie, hulle is nou slawe in ballingskap. En hulle is die ouens wat vinger wys na die Here in die beskuldigingsbank en hulle sê, Here, waarom het U ons verlaat? Kyk waar sit ons hier, kyk hoe aaklig is ons lewens. Here, waarom het U ons verlaat? Waarom het U ons vergeet? Met ander woorde wat hulle sê is, Here, U was nie getrou aan U verbondsbeloftes nie. En dit is wat die Here nou hier in sy toespraak, in sy geleentheid om te praat in die hofkamer, dit is wat hy nou antwoord, en ek wil hê ons moet dit sien. Kyk saam met my na wat die Here hier vir ons sê, en wat hy hier vir hulle gesê het. Vers 1, sê die Here hierso vir die volk, hoor die, luister die, julle het dit heeltemal verkeerd. Ek is nie die een, het ek 'n skeybrief vir Israel gegee, het ek julle voorvaders en julle 'n skeybrief gegee om te sê, hoor jy gaan, ek wil nie meer in 'n verbondsverhouding met julle wees nie. Is ek die ene wat julle aan een of ander skuldeisers daar buite verkoop het? Nee, sê die Here, ek het julle nie verlaat nie. Ek het julle nie vergeet nie. Ek was nie ontrou gewees nie. Die probleem was nie ek nie, die probleem was julle. Kyk aan tweede helfte van vers 1. Julle was ontrou. Die Here sê vir die volk, dit was julle sonde skuld. Dit was julle oortredings wat
gelei het tot julle ballingskap. Inderdaad, vers 2, kyk al saam met my, ek sê die Here was begeerig om julle te red. Ek het na julle toe gekom en ek het na julle toe geroep. En gaan die Here aan om te sê, en ek is nie net begeerig nie, maar ek is bekwaam om julle te red. My hand was nie te kort nie, sê die Here. My krag was nie te min nie. Die fout lê nie by my nie, sê die Here. Die feit dat julle in ballingskap is, die fout lê by julle. Toe ek gekom het, het niemand van julle opgedaag nie. Die Here sê, toe ek na julle toe geroep het, het niemand, nie een enkele een van julle het geantwoord nie. En dan daar, vriende, sien jy in die res van vers 2 en in vers 3, dan kom die Here en die taal wat hy gebruik, soos wat hy praat met sy volk, is regtig taal wat uit die boek Exodus uitkom. Onthou jy alles van God se verlossingsdade van Israel daar in Egipte, hoe hy 'n see opgedroog het, en hoe die visse gevrek het daar in Egipte? Kan jy onthou hoe dit donker geraak het? Daar was 'n duisternis wat oor die land gekom het. Die Here herinner hulle aan sy verlossingsdade in die verlede, wat hy vir Israel daardeur sê is tweeledig. Hy sê vir hulle in die eerste plek, luister hierso, ek is begeerig en ek is bekwaam om julle te red. Onthou wat ek in die verlede gedoen het. Maar eintlik wat hy hier besig is om te doen, is hy's besig om sy volk, Israel, eintlik nou in die skoene van Egipte te plaas. Soos wat die Here daar sy lig onttrek het uit Egipte uit, en toe hy sy lig onttrek het, het lewe opgehou en alles het begin disintegreer in Egipte, is die Here besig om te sê vir sy volk, dit is die gevaar, dit is waarin julle julleself bevind. Julle het my verwerp, julle het van my af weggekom, en soos julle weg is van die gravitasiekrag van my lewegewende lig, wel die einde is slawerny, dit is ballingskap. Vriende, ek is seker ons almal ken eers, dalk naby in jou lewe, maar 10 ver langs. Ons almal het hierdie al eers gesien, al het jy dit net op in 'n rolprent gesien. Maar verbeel saam met my die scenario van 'n tienerkind wat ongelukkig met die verkeerde vriende betrokke raak. En die ouers verlang waarsku die kind teen hierdie is nie goeie maats vir jou nie, en die kind luister nie. En die kind raak heeltemal te diep ingegrawe in die lewe van hierdie slegte vriende van hom of van haar, en die kind raak betrokke by dwelms, en daai kind se hele lewe word gewysig deur dit, en dit eindig op in nie net onsaglike verwoestende skade wat die tienerkind aan hom of haarself veroorsaak nie, maar almal in die huis. Tot dit by 'n breekpunt kom, tot die ouers op 'n stadium die kind uit die huis uitsit. Nou vriende, as so 'n ouer éventueel die kind uit die huis uitsit, is dit nie liefdeloosheid nie. Dis eintlik die laaste geleentheid, manifestering van liefde. Dis eintlik daai ouers wat sê, hoorie, ek praat en ek probeer en ek roep en ons probeer liefde aan jou betoon, maar nou is ons op 'n punt waar jy word buite gesit, daar op die donker strate. Nou is jy daar, en dit is ons gebed dat jy tot die einde van jouself sal kom. Dat die Here jou sal spaar, maar dat jy tot die einde van jouself sal kom. Dat jy tot jou sinne sal kom, dat jy sal ophou vinger wys en manipuleer, en dit is altyd ander mense, is almal anders se skuld. Dat jy op daai plek sal kom waar jy sal sê, dit is ek wat in die verkeerd is, en terugkeer na jou ouer huis toe. Nou vriende, dit wat ek nou net beskryf het, is oor en oor die prentjie wat die Ou Testament oor en oor skets wanneer dit praat oor die geskiedenis van Israel. Israel is die seun wat uiteindelik in ballingskap buite die huis van die Here geplaas word. Die hele punt hierso van Jesaja 50, vriende, vers 1 tot 3, is dat dit is die rede hoekom Israel nou in ballingskap is. Dit is nie God se skuld nie. Dit is hulle skuld. Dit is weens hulle volgehoue, destruktiewe rebellering teen God en hulle liefdeloosheid teenoor mekaar en ander, dat hulle vervreem is. Dit is waar hulle self bevind. Hulle is verwyderd van God se lewegewende lig. Nou vriende, die Nuwe Testament is eens hieroor. Dat Israel se geskiedenis, Israel se storie dien as 'n voorbeeld en dan as 'n waarskuwing vir ons,
Ja, ons die kerk. Jy sien Israel se fisiese slawerny, toe hulle daar in ballingskap was, vriende, is eintlik bloot die produk gewees van hulle hartsslawerny. En hoor asseblief tog mooi, vriende, want hierdie is hoe dit werk om 'n mens te wees. Maak nie saak wie jy is, van watter kultuur of agtergrond jy is nie. Vriende, wat ook al jy jou hart aan uitverkoop, daai ding of persoon koop jou. As jy jou hart aan enige iets in hierdie wêreld, dis wat dit beteken om 'n mens te wees, uitverkoop aan iets of iemand anderste, dan is jy gekoop. Daai ander iets of iemand besit jou, own jou, is jou baas. Wat ook al ek en jy onsself werklik ten volle voorgee, daai ding het jou. Daai individu het jou. Die ironie, vriende, is dat wanneer ook al ons onsself, en ek weet nie van julle nie, ek weet dit was so waar vir so lank in my eie lewe, en my simpel hart wil dit nog steeds doen op tye, maar die ironie is dat wanneer ook al ons onsself wil losmaak van God, soos wat ons dink, dan gaan ons waarlik vry wees, wat gebeur? Wel, wanneer ons onsself losmaak van God, ons is nie vry nie, ons word eintlik net meer slawe. Woorde van Bob Dylan, jy moet altyd 'n bietjie Bob Dylan inwerk in 'n preek. Woorde van een van Bob Dylan se beste liedere. Hy sing in sy koorgedeelte, hy sê, you're gonna have to serve somebody. You're gonna have to serve somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Daar's nie 'n opsie nie. Ons is almal gemaak om diensknegte te wees. Die vraag vir jou en vir my is, wie dien ek en jy? Aan wie behoort ek en jy? Vriende, hier is die uitnodiging, soos wat daar 'n uitnodiging alreeds gerig word in Jesaja 50 vers 1 tot 3 aan hulle, so die uitnodiging aan jou en aan my vanoggend hier. O vriendin, kan ek jou vra, veral as jy jouself in ballingskap en slawerny bevind, keer terug. Keer terug na die Vader se huis toe. En vriende, hier is die verse in vers 1 tot 3 so behulpsaam vir jou en my. Want hoor asseblief tog mooi. Vers 1 tot 3 is die begin van ware geloof. As jy wil weet wat beteken geloof volgens die Ou en die Nuwe Testament Bybels, wat is Bybelse geloof? Bybelse geloof begin in die besef van Jesaja 50 vers 1 tot 3. Vriende, ware geloof begin deur te erken. Om te erken dat ek is 'n slaaf tot die koninkryk van die duisternis. Dit is om te erken dat dit is nie God se skuld hoekom ek myself bevind in die plekke waar ek myself bevind nie. Dit is my skuld. Ware geloof is ek wat ophou manipuleer en vingers wys na ander toe. Ware geloof begin op die plek waar ek sê ek was die een wat ontrou was, nie die Here nie. Dit is my sonde. Dit is my oortredinge wat my van God en die goeie lewe vervreem het. Dit is soos die gebed, nê, daai gebed wat ons in die Nuwe Testament hoor. Dit is die gebed wat sê, Here, wees my 'n sondaar genadig. Ware geloof begin op daardie plek. En dan tweedens wat ware geloof doen, is ware geloof onthou. Vriende, ware geloof onthou dat die Here is begeerig om te red. Die Here is bekwaam om te red. Ware geloof onthou dat die Here se hand is nie te kort om te red nie en sy krag is nie te min om te red nie. Ja, Jesaja 50 vers 3, daar is donkerte, maar ware geloof onthou Jesaja 42 en Jesaja 49, dat selfs in die donkerte is daar 'n lig. Daar's 'n lig wat in hierdie wêreld inskyn. En dit is die Here se dienskneg. En dit is nou hy wat dan in die woord is in die tweede gedeelte van ons gedeelte. So kyk weer, hou jou teksgedeelte byderhand. Kyk saam met my daar in Jesaja 50. Wat ons het in vers 4 tot 9, vriende, is nou is dit die Here se dienskneg wat praat. Dit was die Here God self wat praat. Nou gaan sy dienskneg 'n geleentheid kry om te praat. Kyk saam met my, ek wil hê ons moet sien wat hy sê. Dit is
besonders. Die diensknegt van die Here, vriende, is hier aan die woord. En hy begin hier deur sy bediening te beskryf. Die Here God, vers 4, het fundamenteel, hierdie is sy bediening, het aan hom 'n vaardige tong gegee om 'n boodskap te bring. En die boodskap wat die diensknegt gaan bring, sê hy, gaan vermoeides opbeer. Is jy dalk 'n vermoeide, soos jy vanoggend hierso sit? Iemand wat sielsmoeg is? Goeie nuus, die diensknegt het 'n boodskap wat vermoeides kan opbeer. En sê die diensknegt hier, soos wat hy hierdie kans kry om te praat, die diensknegt sê dat sy boodskap is geloofwaardig. Hoekom? Want hy geniet perfekte gemeenskap met die Here. Kyk aan die tweede helfte van vers 4. Hy sê dat elke oggend maak die Here hom wakker. Wat 'n pragtige prentjie is dit nie? Elke oggend maak die Here sy diensknegt wakker en hy wek die diensknegt se oor om soos 'n leerling te luister. En hy luister nie net na wat die Here God sê nie, hy doen dan wat die Here God sê. Hy doen presies wat die Here sê. Kyk aan vers 5. Hy bly getrou tot sy roeping, hy raak nie opstandig nie en hy deins ook nie terug nie. Hy hou aan met dit wat die Here God hom tot roep. Hy hoor wat die Here vir hom sê en dan doen hy wat die Here sê. En wanneer dit moeilik raak, dan deins hy nie terug nie. Soveel so, hierdie is hoe hy aangehou doen het wat die Here God vir hom gesê het en nie weggedeins het nie. Selfs sê die diensknegt, soos wat daar vyande teen hom is, het hy sy rug gehou vir hulle wat hom slaan. Selfs daar, toe dit crunch time was, sê die diensknegt, het hy sy wange vir hulle wat sy baard uitpluk, het hy sy wange gehou. Die diensknegt sê dat hy het sy vyande se beledigings en selfs sy vyande wat hom gespoeg het hy verduur. Hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Wel, vers 7 tot 9, want hy het vasgeglo, dit word herhaal, hy het vasgeglo, die Here sal my help, en die Here sal, vers 8, uiteindelik vir my, in die aangesig van my teenstanders, sal hy regverdiging bring. Hy sal my regverdig. Almal sal op die einde van die dag sien, ek was in die reg. Nou vriende, baie belangrik, wat is die doel van die diensknegt se bediening? Hoe vervolg vers 4 tot 9 op vers 1 tot 3? Dis belangrik vir ons om dit te begryp. Vriende, die rede hoekom die diensknegt nou praat, hier in die hofkamer, is vriende, want daar waar die volk gefaal het om getrou te wees aan die Here God, daar waar niemand gekom het nie en waar niemand geantwoord het op die roepstem nie, daar kom die diensknegt. Dit wat hulle nie gedoen het nie, dit gaan die diensknegt in die plek van namens die volk kom doen, maar meer as dit, hy die diensknegt gaan die oordeel vat en die vervreeming van die skuldige volk gaan hy op hom vat. Hy gaan hulle ontrouheid wat hulle verdien, die ballingskap, die oordeel wat hulle verdien, gaan die diensknegt op homself neem. En ons weet dit, want dit is wat die 4de lied van die diensknegt gaan sing. Kyk net saam met my, ek wens ons kon na dit alles gekyk het, dis alles awesome, gaan in jou eie tyd vanaand, gaan lees deur Jesaja 53 net weer, maar hoor hierdie pragtige woorde, die diensknegt getrou in die plek van die wat ontrou was. Jesaja 53 vers 4 tot 6, dit is die diensknegt wat praat, hy sing 'n treurlied, hy sê nogtans het hy, of dit word oor hom gesing, nogtans word hy die diensknegt, nogtans het hy ons krankhede op ons geneem. Hy het ons smarte, dit het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God, geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde
het daar vir ons genesing gekom. Ja, ons almal, ons moet erken, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom, die dienskneg, laat neerkom. Vriende, die Nuwe Testament is eens daaroor. Eens daaroor. Jesus is die dienskneg van die Here. Dit is so treffend. Lukas 9 vers 51 sê in die Engels that Jesus set his face towards Jerusalem. Jesus gaan en hy totale vasberadenheid gaan hy kruis toe. Dit is presies die taal wat gebruik word in Jesaja 50 vers 7 waar die dienskneg praat oor sy vasberadenheid om sy rol, sy roeping te vervul. Elkeen van die evangelies gebruik hier presies die taal en aspres die taal van Jesaja 50 om Jesus se lyding en Jesus se kruisdood te beskryf. Jesus is die een wat bespot was deur beide sy mense en die Romeine. Jesus was die een wat geslaan was en gespoeg was en wat verlaat was. En Jesus, vriende, en dit is die punt van die opstanding in elkeen van die evangelies. Jesus, Jesaja 50 vers 8, is die dienskneg wat op die einde van die dag geregverdig word in die aangesig van sy teenstanders. O vriendin, hoor dit asseblief tog net weer. Jesus is die dienskneg van die Here. Met ander woorde, Jesus het na hierdie wêreld toe gekom om die Here te dien. Maar die vraag is die dienskneg van die Here ook jou dienskneg? O geliefdes, het jy Jesus toegelaat om jou te kom dien? Is jy besig, teenwoordige tyd, nie net ja, ek het ergens op 'n stadium nie, laat jy toe dat Jesus jou vanoggend nou in hierdie oomblik en môre en oormôre, dat hy jou kom dien, jou kom bedien. O vriendin, hierdie is hoe ek en jy na Jesus toe kom en sê, Jesus, sal jy my asseblief tog dien? Hierdie is weer eens hoe geloof klink. Dit is om na Jesus toe te kom en te sê, Jesus, sal jy my sonde skuld kom delg? Jesus, sal jy asseblief my oortredinge op jou neem? Vriendin, kan ek jou vra, kan jy saam met Petrus in 1 Petrus 2, hy haal Jesaja 53 aan, kan ek jou vra, is hierdie jy, het jy al in jou lewe, kan jy sê, Jesus se wonde het my genees, nie Jesus gewonde genees ander nie. Kan jy dit sê vir God, kan jy dit sê vir die ander mense wat hier so sit, kan jy dit vir jouself sê, Jesus se wonde het my genees. Kan jy soos Petrus daarso sê, dat ek was 'n skaap wat gedwaal het, maar ek het teruggekeer na die herder en die opsiener van my siel toe. Kan jy dit sê? Dis geloof. En so vriende, hoe beweeg 'n mens dan vanaf vers 1 tot 3 hierdie oordeel na hierdie oorwinning wat beskryf word in vers 4 tot 9? Dis die laaste gedeelte wat ek wil hê ons moet sien, want dit is wat die profeet nou jou en my tot wil roep. So ons het gesien vers 1 tot 3 in hierdie hofkamer en hierdie regse ding is die Here God aan die woord en toe was die dienskneg van die Here aan die woord. Nou is dit die profeet Jesaja wat in vers 10 tot 11 aan die woord is. Hy is aan die woord en hy wil hierdie mense wat hulle self in ballingskap bevind, die profeet wil hê aan die hand van alles wat nou gesê is deur die Here God en die dienskneg, wil die profeet ons uitnooi en hy wil ons aanspoor om op die gepaste manier te reageer op die openbaring van die lewende God. Kyk na vers 10. Vers 10. Profeet sê vir ons, wees daar onder julle wat ontzag het vir die Here, wat die Here vrees. Wees daar wat ag slaan op vers 1 tot 3. En hy gaan aan om te sê, en wie is daar wat luister na die stem van sy dienskneg? Met ander woorde, wat ag slaan op vers 4 tot 9.
Want nou sê hy, daar's net 2 maniere wat jy kan reageer. Vriende, daar's vir die ganse mensdom, vir almal in hierdie vertrek, en vir jou en vir my, daar's net een van 2 maniere wat ek en jy kan reageer in die lig van die God wat in sy seun sy lig in hierdie wêreld ingeskyn het. Die eerste ene sien ons daar, en hierdie is die uitnodiging van ons. Hoor wat sê Jesaja, tweede helfte van vers 10. Hy, die persoon wat in duisternis verkeer, die persoon wat geen lig het nie, daardie persoon, sê Jesaja, moet op die naam van die Here vertrou. Daardie persoon moet op sy God steun. Vriende, hierdie is per definisie wat Bybelse geloof is. Bybelse geloof onthou die naam van die Here, die naam van die Here, Jahwe. Hy is die God wat beloftes gemaak het. Hy is die God wat getrou is. Hierdie is wat geloof is. Ek gaan vertrou op die een wat getrou is. Dis wat geloof is. Dis wat die woordjie beteken. Dit is om God wat getrou is te vertrou. Maar ook die woord God hier is die naam vir dat hy is die God van alle gode. Hy is die ware God. Hy is die enigste God. Hy is die God wat magtig en verhewe is. En so roep Jesaja jou en my, steun op hom. Kom en steun op hom. Wat 'n pragtige prentjie is daai nie, nê? Is om dit lê met al jou gewig op hom. Hy is God, hy is die sterk en hy is die magtige. Hy's nie net getrou nie, hy's ook groot. Hy's nie net goed nie, hy's ook baie baie groot en so jy vertrou hom, jy lê op hom, jy steun op hom, jy rus in hom, vriende. Dit is wat geloof is. Vriende, hoor mooi. Bybelse geloof is nie dig deeper, toughen up, you can do it nie. Dit is nie wat Bybelse geloof is nie. Dit is presies die teenoorgestelde. Wat Bybelse geloof is 'n hartspostuur wat sê ek is swak. Ek is skuldig. Ek is moeg. Ek is hulpeloos. Ek kan nie. Maar wat dan nie daar bly nie, maar wat dan reageer in die lig van die diensknegt van die Here. Vriende, Bybelse geloof is soos 'n blinde man wat die stem hoor van die gids wat sê, ek wil jou help en ek kan jou help en ek sal jou help. Hou vas aan my, vertrou op my, steun hier op my. Ek gaan jou gids wees hier deur die donkerte. Bybelse geloof is dan bloot hier die diep afhanklikheid van jou en van my om ons lewens aan Jesus toe te vertrou. En dis nie 'n ding wat jy een keer doen nie. Dis nie eers 'n ding wat jy net een keer 'n dag doen nie. Dis nie eers 'n ding wat jy een keer 'n uur doen nie. Dis 'n lewenspostuur van ek kan nie, Jesus, ek kom steun hier in jou, ek vertrou hier in jou. Ek kom vertrou myself toe aan jou. Vriend, vriendin, indien jy vandag hierso sit, as jy vandag hierso sit en jy verkeer nog in die duisternis. Met ander woorde, jy is nog nooit het jy na Jesus toe gekom nie. Jy is nog, soos die ganse Bybel sê, jy lewe tans in die koninkryk van duisternis. Jy is nie tans in die koninkryk van lig nie. As dit waar is van jou, of as jy vandag hierso sit en jy is 'n Christen, jy is 'n kind van die Here, maar jy bevind jouself op hierdie oomblik in 'n situasie waar jy geen lig in het nie. Jy het geen lig in die situasie waar jy is nie. Wie ook al jy is, Christen of nie Christen, kan ek almal van ons aanspoor. O vriend, vriendin, kom ons hoor die stem van ons gids. Kom ons luister na die uitnodiging van Jesus en kom ons vertrou ons lewens aan Jesus. Dalk vir die eerste keer en dalk vir die hoeveelste keer vandag. Maar kom ons vertrou onsself toe aan Jesus. Kom ons steun op hom. Kom ons lê met ons gewig op hom. Hier is die wonderlike belofte. Vriend, vriendin, hy sal jou nie teleurstel nie. Hy sal jou nie teleurstel nie. Hy is die diensknegt en hy sal jou ook dien. Hy sal na jou baie, baie mooi omsien. En dit mag lank vat en vir baie lank voel dit dalk vir jou, maar dit is nie heeltemal presies wat jy gedink het nie, maar dit is wat geloof is. Ek vertrou die een wat ek weet getrou is
en ek lê met my gewig op die een wat groter en sterker is as ek of enigiets in hierdie wêreld. Maar vriende, dan laastens, hier is die laaste en die tweede manier wat ek en jy moontlik kan reageer, want Jesaja eindig hier met 'n waarskuwing. Die waarskuwing is vers 11. Die waarskuwing sê Jesaja is dat onthou hulle sit ook in die duisternis, maar dat die wat hulle eie vure gaan aansteek, die wat hulle eie brandpyle gaan hulle self mee bewapen, en die wat gaan wandel, sê Jesaja, volgens die gloed van hulle eie vure wat hulle vir hulle self aangesteek het, met ander woorde, die wat God se lig verwerp, en die wat eerder hulle eie lig of die wêreld se lig gaan verkies, die waarskuwing is, op die ou einde van die dag, gaan jy opeindig in 'n plek van pyniging. Nou daai plek van pyniging mag die Here jou so genadig wees, dat jy by die plek van pyniging nou nog kom. Want dit baie keer is die plek waar ons tot die einde van onsself kan kom en dan terugkom na die ware lig toe. Mag die Here ons genadig wees, as jy nog nie het nie, dat die Here jou so lief sal wees, dat hy jou liewerste nou by daai plek sal bring, as wat die Ou en Nuwe Testament sê, is die ewige plek van pyniging. Kom ons wandel in die lig. Vriende, ek wil afsluit, deur vir Jesus in die Nuwe Testament die laaste spreekbeurt te gee. Ek gaan niks sê nie, ek gaan net Jesus toelaat om die laaste woord vandag te hê. Dit is Jesus, Johannes 12, wat presies die taal van Jesaja 50 optel, en hy nooi jou en my. En ek los ons met hoor Jesus se dringende uitnodiging na elkeen van ons wat vandag hierso sit. Jesus sê vir ons, Johannes 12 vers 53 tot 36, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as wat julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Kom ek bid vir ons saam. Vader, ons kan nie anderste as om U te loof en te prys vir die verstommende, wonderbaarlike, genadige, barmhartige, goeie en groot God wat U is nie. Jesus, ons kan nie anderste as om na U toe te kom en in U te kom vertrou en met al ons gewig op U te kom steun nie. Jesus, U wat gekom het om die duisternis te oorwin en die lig ingebring het, U wat dit so eens en vir altyd kom doen het in die perfekte lewe, dood en opstanding. Jesus, sal U deur die Gees ook nou en elke dag hierna deur die Gees U lig in ons harte skyn. Sal U in ons die geloof bewerkstellig, die geloof in ons wakker maak, die vermoë om net in U lig te kom wandel. Here, ons kom rus in U en ook nou, ons bid dit, want U is goed en ons is so behoeftig. Amen.